Goeiemôre julle. Dis my so voorreg om julle welkom te heet. Maar ek wil natuurlik die tipiese predikant ding doen en vra julle is welkom om vorentoe te skuif. Dat ons nie in sulke sarsies sit nie. Kom ons word stil en bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend by mekaar te kom. Here, dis nou nie altyd die beste van geleenthede om so 'n begrafnis by mekaar te kom nie. Maar tog het ons die voorreg om by mekaar te kom om te sê ons vier die lewe van oom Henny. Ons gaan hom rou, Here, maar ons weet as ons hier staan, dit gaan veel beter met hom as wat dit nog ooit van tevore gegaan het. Here, mag U deur middel van U Gees elkeen van ons aanraak. En Here, mag ons vanoggend weer opnuut besef wat dit is wanneer U vir ons beloof het, U stuur vir ons 'n vertrooster. Mag ons die vertroosting van die Heilige Gees kry. In Jesus naam alleen bid ons dit. Amen. Amen. Julle is welkom om te staan, dan sing ons saam Nader my God by U. Here, mag ons nader aan U beweeg. Here, soos wat ons die dood van aangesig tot aangesig sien. Mag ons weet, waarlik, Here, dat dit is nie die dood wat ons aanraak, maar bloot die skadu van die dood, want Christus het uit die dood uit opgestaan, en dit is wat op ons elkeen wag. In Jesus naam, Here. Amen. En is welkom om te sit. As jy 'n Bybel bygebring het, saamgebring het, sal ek graag vir jou wil voorlees uit Psalm 121 uit. 121. Die Here is my beskermer, is die opskrif daar. Ek kyk op na die berge, kom my hulp daarvandaan? Nee, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy laat jou voet nie struikel nie. Hy wat waak oor jou, slaap nie. Hy wat oor Israel waak, sal nooit sluimer of slaap nie. Die Here waak self oor jou. Die Here is jou beskermer aan jou regterkant. Die son sal jou bedags nie aantas nie, nog minder die maan in die nag. Die Here bewaar jou van alle kwaad
en hy beskerm jou lewe. Die Here hou wag oor jou, of jy kom of gaan, nou en vir altyd. Nou deel van die Psalmsboek het ons 'n verskeidenheid van mans wat die psalms geskryf het, en hulle het die psalms vir verskillende redes geskryf, en hierdie psalm is geskryf vir die doel om 'n pelgrimslied te wees. Nou wat is 'n pelgrimslied? 'n Pelgrimslied is juis dit wat ons sien wanneer die Israeliete op daai stadium nou op sou gegaan het na die tempel toe. Wat nou mooi is van die aardrykskunde of die uitleg van Israel se nou lyntjie van noord tot suid, en dan is daar 'n bergreeks wat so kronkel deur die noorde, daai is die suide, deur die noorde na die suide, nê, kronkel, en dan het jy die hoogliggende gedeeltes, en een van daai hoogliggende gedeeltes is die stad Jerusalem. Wanneer Israel dan met ander woorde jaarliks sou opgegaan het om 'n fees te gaan vier, dan gaan hulle, dis hoekom hulle baie keer gepraat het van op na Jerusalem toe. Veral as hulle nou van gedeeltes soos Qumran af sou gekom het of iets van daai, dis 'n besonderse laag liggende gedeelte, en dan sou hulle van daar af moes opgestap het. Nou, wat baie interessant is vir my van hierdie Psalm 121, is dit is 'n bekende Psalm, en die rede hoekom dit bekend is omdat dit uit die aard van die saak so mooi is, maar nie net is dit mooi nie, dit is omdat verskillende ouens dit verskillend interpreteer, en daar's nie 'n reg of verkeerde manier nie. Dit kan vir een beteken, dat die berge is waarna hy opkyk. Nou as ek bedoel verskillend interpreteer, wat ek daarmee bedoel is, die manier wat dit in Hebreëse digkuns geskryf is ons kan dit verskillende maniere vertaal. Die een sê gewees dat ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom, is die bekende een. Nuwe Lewende Vertaling, kom my hulp daarvandaan. Dis die twee verskillende maniere. Die een is wat ons daarna kyk, is ons kan sien hierdie hoogtes, en ons is geseënd met waar ons nou is, as jy so 'n bietjie kyk na die suidooste toe, en jy sien die Outeniquas, dan sien jy hierdie majestueuse berg wat voor jou uit, ek wil nou regtig omtrent sê triomfeer. Jy sien hierdie enorme berg wat voor jou uitstaan. Die hoogtes simboliseer vir ons majestuositeit. Daai is so groot woord, en ek is beïndruk dat ek dit al 2 keer korrek gesê het, so as dit van hier af gaan, ek is jammer daaroor. Maar die hoogtes simboliseer vir ons hierdie majesteit. Dit is hoekom interessant genoeg ons in hierdie gemeente kan sit, ons kyk op en ons sien hierdie hoë pieke, soekom die gereformeerde kerk is ook sulke hoë dakke gebou het, sodat ek en jy hier kan sit, kan opkyk en die majesteit van God kan sien in die hoogtes. En hierdie ouens stap en hulle sien hierdie magnifieke berge, en dan kyk hulle na dit, en hulle gesê, daai ding is so groot, ons kan nie oor dit kom nie, ons kan nie die berge oorwin nie, maar moet ons die berg aanbid? Dis die vraag. Moet ons die berg aanbid? Gaan die berg vir ons hulp gee? Die tweede manier wat ons daarna kyk, is die ouer weergawe, as jy nou kyk die 83, 53 vertaling, dan sou dit gewees het, soos ons voorouers moes gereis het, van die Kaap af na Gauteng toe, wat hulle het nou die aard van die saak nie Gauteng toe getrek nie, hulle het Transvaal toe getrek op daai stadium, het hulle gegaan, en hulle moes hierdie verskriklike reistogte oorgaan. As jy ooit die geleentheid het om die Power Van in George te doen, wat nou in vakansietyd is, dan ry hulle met jou gedeelte teen die berghof van Outeniquas, en dan wys hulle oral vir jou, sien jy daai klippe is gepak, dis die Ossewa roete. Nou in die ou dae, en ek deel hierdie sodat jy die indruk van dit kan verstaan, in die ou dae praat ons korreksie om van George af na Oudtshoorn toe te gaan, dit was omtrent 'n maand se reis voor die trein. Want nou ons het die Ossewa gepak, ons weet hoe lyk jy Outeniquas, hulle het die Ossewa gepak, dan voor hulle die haarnaal draai moes gemaak het hulle die hele Ossewa uitmekaar uitgehaal, alles om die draai gemaak, die Ossewa uitmekaar gesit, die vraggie opgesit, dan ry hulle die volgende stuk, en so het hulle herhaaldelike kere oor die berg gegaan. Dit beteken dat wanneer die minder moderne mens, ons kan nou maar eintlik sê die antieke mens gekyk het na berge, was dit vir hulle gevaarlik en uitdagend. Berge was nie hierdie noodwendig altyd hierdie majestueuse ding nie, maar dit was 'n ding wat gevrees moes geword het. Want hulle het geweet, aan die ander kant die berg is daar iets waarby ons wil uitkom, maar dit gaan verskriklik moeite vat om by daai berg uit te kom. Nie net gaan dit moeite vat om by die berg uit te kom nie, maar oor dit daar sulke kronkelpaadjies is, weet jy nie wat aan die ander kant die kronkelpaadjie vir jou wag nie. Dit was 'n verskriklike geliefde plek in die Bybelse tyd vir rowers om weg te kry. Die hele storie van die barmhartige Samaritaan is dieselfde beeld Jesus vir ons hierdie konsep uit. Daar's 'n berg, daar's 'n reistog,
en soos die rowers wegkruip en jy kom om die draai, word jy aangeval deur hierdie rowers en jy word geplunder. Nou, wat het hierdie twee goed wat ek nou vir jou gelees het en geleer het te doen met begrafnis of met lewensviering? En dit is eintlik vir my so mooi om daarna te kyk. Toe ons met Liani gepraat en vir haar gesê het, soos wat se skrifgedeelte moet ons lees, want dit is belangrik as ons afskeid neem van iemand, om 'n gedeelte te lees. Vir my is dit belangrik wat begrafnisse doen of lewensvierings doen, om dan saam met jou te kyk na wat is daai persoon se gedeelte, en dan kan ons sien wat is die nalatenskap vir oom Henny vir sy kinders en kleinkinders en agterkleinkinders, nê? Wat is die nalatenskap vir hulle, wat wou hy vir hulle geleer het? En dit is die volgende. Die volgende is wat hy geleer het, want sy sê toe onmiddellik vir my, Psalm 121, maar ek kyk op na die berge, waarvandaan sal vir my hulp kom. En dit is wat ek vir jou vanoggend wil sê. As ons aan vandag dink, as ons in die lewe van oom Henny dink, dan moet twee goed by ons opkom. En die eerste is, ons hulp kom nie van die berge af nie. Berge is mooi en groot en absoluut indrukwekkend, maar net God red. Nie die berg nie. Jy kan daar staan en jy kan onder hom staan op die voet van die berg as jy by Oud-Nikwas is, as jy Drakensberge toe gaan, waar ook al, en jy staan en kyk na die voet van die berg en voel, daar's niks groter as dit nie. Dan kan ek vir jou sê, God is nog groter as dit. Dis wat die psalmskrywer hier vir ons sê, daai berge wat so absoluut indrukwekkend is, leer ons in die Bybel, is die rusplek vir sy voete. Dit is nie eens indrukwekkend as ons dit met God vergelyk nie. En die tweede ding wat ons hieruit moet leer, is wanneer ons iets uitdagends moet aanpak, wanneer ons iets uitdagends voor ons lê, en ons weet ons het hierdie reistog wat ons moet aanpak, wat nie eenvoudig is nie, dan is die antwoord, my hulp kom van die Here. My hulp kom van die Here. En dis die twee goed wat vir my so mooi is, wat oom Henny vir ons as nalatenskap los. Twee goed. God is groot, groter as wat jy kan dink. En oordat hy so groot is en groter as wat hy kan dink, weet ek en jy, hy kan ons red en ons hulp kom van hom af. Ons hulp kom nie van regerings af nie, ons hulp kom nie van ouers af nie, ons hulp kom van God af. Net hy kan ons red, net hy gaan saam met ons gaan. Hy gaan nie laat ons voet struikel nie, hy hou ons dop terwyl ons slaap. Maar nou hier wil ek vir jou nog 'n punt maak wat so moeilik is, wat eintlik absoluut indrukwekkend is. Ons sit hier vanoggend, en ek hoop van harte, dit klink wreed as ek dit sê, maar ek hoop van harte jou hart is seer vanoggend. Want 'n seer hart op 'n troostdiens, lewensvieringsdiens, wat ook al ons noem, beteken daar's liefde. Beteken daar's deernis, beteken daar was verhouding. As jy nou vanoggend hier gesit het, yes, prys die Here, hy is oorlede, dan weet ek dit was 'n moeilike verhouding. Maar nou soos ons hier sit met 'n seer hart, soos ons hier sit in die vertroosting van die Here kort, staan ek en jy dan volgens hierdie skrifgedeelte, as ons dit op toepassing van ons kan maak, voor 'n berg. En die berg wat nou voor ons lê is, hoe vind ons troos in die afsterwe van oupa? Hoe gaan ons vorentoe in die afsterwe van oupa? Hoe gaan ons vorentoe met dat ons nie meer kan bel nie? Hoe gaan ons vorentoe met die wete dat daar nie weer oproep gaan wees nie? Hoe gaan ons vorentoe met die wete dat daar nie meer vinnige WhatsApp kan wees nie? Hoe gaan ons vorentoe dat ons nie net meer die sagte blou oë en die vriendelike grimlag kan sien nie? Hoe gaan ons vorentoe? En die mooi van dit is, hierdie gedeelte wat oom Henny vir ons op ons hart druk, jy gaan na die Here toe. Die berg lê voor ons, maar ons Here bly in beheer van die berg, nê? Steeds met ons troos, steeds met ons rou, steeds met ons hartseer, kom ons redding van God af. Nou God gaan nie ons red nie. God moet nie vir 'n oomblik tydens 'n roudiens, lewensviering of hartseer net die hartseer wegvat nie. Dis nie hoe God funksioneer nie. Maar God bied vir ons troos. En gun my 'n oomblik om in 2 minute vir jou troos te gee van hierdie oomblik. Jy sien, ek en jy kyk na hierdie berg. En ons kyk na die berg en ons sien hierdie troos, ons sien hierdie hartseer en ons weet nie hoe gaan ons van Georgia van Oudtshoorn kom nie. Ons weet nie hoe gaan ons aan die ander kant van die berg kom waar ons weer kan leef nie. Want ongeag van hoe oud jy is, as 'n ouer by jou afsterf, dan word jy wees. Dis 'n bitter ding wat met jou gebeur, die oomblik wat jy agterkom, ek het nie meer ouers nie. Ongeag van hoe oud jy is.
En die redding van God kom juis in hierdie gedeelte, en julle twee gaan dit nou weet, Johnny en Liani, want julle was daar, dat in Israel gaan sit jy by hierdie plek, en daar is hierdie, dis nie eintlik 'n berg nie, dis 'n heuweltjie, maar vir die illustrasie noem ek dit 'n berg, met 'n klein grotjie in, met 'n klein deurtjie, en as jy buig en hierdie deur stap, en stap jy in hierdie grot in, wat hulle 'n graf nou sou genoem het, en as jy in hierdie graf instap, dan is die troos wat ek en jy het, daai graf is leeg. Ons stap as 'n mooi houtbordjie oor, wat sê, He's not here, for He is risen. Ons God het uit die dood uit opgestaan. En as ons God uit die dood uit opgestaan het, dan beteken dit al sy beloftes wat hy vir ons gemaak het, van hy gaan uit die dood uit opstaan, al sy beloftes van hulle gaan in 3 dae die tempel afbreek, of hulle gaan die tempel afbreek, in 3 dae gaan dit herbou, al sy woorde, al sy beloftes is waar. Want hy het dit vir ons bewys keer op keer op keer op keer. Nie net is al sy beloftes waar nie, maar wat dit wel vir ons wys is, wanneer ons nou Israel toe gaan, of 'n maand terug, of 2 maande terug in Israel is, bly die graf leeg, wat nog steeds vir ons beteken, alles gaan oukei wees. Die graf is nog steeds leeg. Jesus sit nog steeds op die troon. Jesus heers nog steeds, Jesus is nog steeds ons God, Jesus gaan ons nog steeds vooruit, Jesus gaan ons nog steeds nie alleen los nie, want hy het dit vir ons beloof keer op keer op keer op keer deur sy woord. Alles gaan oukei wees. Jy sien die mooi van hierdie is, ons God kyk nie net na die berg en sê vir jou, daar gaan 'n berg wees wat jy moet oorkom nie, ons God gaan in die berg in, gaan lê in die berg, en voor sy liggaam nog kan stink, staan hy uit, nie met die geval, anders is die geval van Lazarus, staan Jesus op, en hy kom na sy disippels toe, en sê, ek is die weg en die waarheid, ek is die lewe, kom saam met my. Dis die troos wat ek en jy het. Dis wat ons vandag kan hê. Dit is hoekom ek en jy kan staan. Ek kan sê, hier is nie 'n begrafnis nie, ja, dis 'n troostdiens, roudiens, wat ook al. Dis die lewensviering, want oom Henny se lewe het bloot oorgegaan van een fase na die ander fase toe. Hy's nie dood nie, dis die skaduwee van die dood wat hom aanraak. En hy lewe sy ewige lewe nou. En dis ons troos. En ek en jy staan vandag voor 'n keuse, soos ons hier staan ek en jy vandag voor 'n keuse. Gaan ons rou, gaan ons vrees hê vir die dood, of gaan ons daai selfversekerdheid hê, wat ons weet, dood was jou angel, dis net jou skaduwee wat my aanraak. En dis net Jesus wat daai vreugde gee, net Jesus wat daai vrede gee, net Jesus wat daai troos gee. Nog steeds kom ons hulp van die Here af, wat hemel en aarde gemaak het. Here, mag ons in oomblikke soos hierdie, in oomblikke van rou, oomblikke van troos, oomblikke waar ons nie weet waar ons is nie, nie weet wat die dag van môre inhou nie. Mag ons een ding weet, en dit is dat daai graf steeds leeg is. Here, mag ons weet U het opgevaar, en U het nie opgevaar om weg te gaan van ons af nie. Here, U het opgevaar sodat U heeltyd by ons kan wees in die volheid van die wese deur middel van die Gees. Heilige Gees, ons nooi U uit, mag U die een wees wat vir ons vertroosting bring. Here, mag U die een wees dat wanneer ons op die N2 ry, of op die N9 ry, of waar ook al ry, wat ons berge sien, dat ons sal kan weet, ons God is groter as daai berg, en die God wat daai berg geskep het, is die een wat vertroosting bring vir ons in oomblikke wat ons oor berge moet gaan. Here Jesus, ek wil bid, dat U elkeen van hierdie mense wat volgend hier sit, sal vertroos met die Gees, en die wete, dat ons weet, ons hulp kom net van die Here af. In Jesus naam alleen bid ons dit, Here. Amen en amen. Ons wil graag huldeblyke bring aan oom Henny. So ek gaan vra dat Liani eers vorentoe kom, en dan na haar Annelie, en dan na haar Dani. Julle kan sommer kom soos die een klaar is, en dan die kinders en die kleinkinders, en dan sal ons weer 'n lied sing. So, Liani, asseblief as jy vir ons jou huldeblyk sal lees. Hallo julle. Ek weet nie of julle my kan hoor nie. Ek dink hy's af.
Wow, dankie. Kan julle my nou hoor? Okay. Dankie vir elkeen van julle wat hier is vandag. Ek is seker oupa het of deur my, soos met Tony, Ronel, oom Quentin, oupa op 'n manier aangeraak. Annelie, Dani, Jenny, Johnny, Lika, Puta, Johan, Heini. Oupa het almal van ons aangeraak. So ek wil net graag vir julle ietsie lees oor oupa. So dit is so 'n bietjie geskiedenis oor my pappa vir die wat nie almal van hom geken het nie. My pa het as 'n jong man koshuis toe gegaan en dalk verklaar dit waarom hy sy hele lewe lank nooit van kool, aardappels of vleis gehou het nie. Hy het 3 sissies gehad en daar was altyd 'n gepoetsbakkery in die huis. Dis seker daar waar oupa sy sin vir humor gekry het. Hy was altyd reg vir 'n grappie of 2. Na matriek ry hy elke dag met die trein Johannesburg toe om in die bank te werk. In daardie jare ontmoet hy my ma. Hulle doen die opsitkers, soos hulle daai tyd dit maar genoem het. En later werk hy as 'n klerk by die slagpale in Vereniging. Hy aanvaar daarna 'n pos by die mark van Vereniging as markmeester. Ek onthou nog hoe ek en Marius baie naweke saam pappa na die koelkamers toe gegaan het vir inspeksies. Dit was 'n avontuur, maar vir hom sy roeping en sy trots. Maar die grootste gedeel van my pappa se lewe was sy liefde vir die Here. As dogtertjie het dit altyd vir my uitgestaan. Hy het 'n diaken geword en later jare was hy 'n hoofouderling. Elke aand het ons as kinders eers saam gesit en Bybel lees en dan het oupa gebid. En julle almal weet hoe het oupa gebid. Altyd met 'n sagtheid, 'n diepte en 'n eerbied wat elkeen wat hier is of wat na die diens luister, sal kan bevestig. Oupa se gebede was pragtig, suiwer, opreg en jy kon dit voel. Ek was maar my pa se blue-eyed girl. Sy laatlam. Ek is gebore op hulle 18de troudag. Pappa was reeds 40 toe ek in sy lewe instap. En van daardie dag af het hy my met 'n liefde en teerheid gekoester wat ek nooit sal vergeet nie. Ek onthou hoe ek altyd op sy skoot aan die slaap geraak het. Hoe hy langs my kom lê het wanneer ek bang was. Hoe hy geduldig daar gesit het terwyl ek sy hare kam en ponyster maak, selfs wanneer die dominee kom kuier het. En dan natuurlik het my pappa met sy gunsteling hemp wat my ma al 3 keer weggegooi het, hom weer opgelap met toebroodjie draadjies. En dan tot my ma se ergernis het sy tities dan in die lug gestaan as die ouderdom kom besoek en alles het uitgesteek. En daarna het daai hemp spoorloos verdwyn. My pappa was lief vir kamp. Dis waarom ons jaar na jaar in April in die Wildtuin was, Junie in Swadini en Desembers in Mosselbaai. Daardie herinneringe is vir my goud, die soort herinneringe wat jou deur hierdie swaar dra. Want ja, my pappa het swaar kry geken. Met hy en my oudste boetie se heengaan is my ouers se wêreld geskit. Maar nooit het my pappa die Here blameer nie. Sy geloof het net dieper geword. Dieselfde met mamma se heengaan en weer met Marius, my boetie. 3 groot stukkies is van hom af weggeruk en steeds het hy sy geloof behou. Sy stilte was nie afstand nie. Dit was sy manier om sy seer by God te bære. My pappa se geloof is nie net geleef nie, dit is beproef en dit het staande gebly. 'n jaar of 2 na mamma se dood bel hy ons en sê hy het weer kontak gemaak met 'n ou skoolvriendin en hulle wil verloof raak. Ons was almal uit die veld geslaan. Wie op dese aarde is hierdie tannie? En toe sê hy net eenvoudig, ek kies Bessie. Ons het later lekker gelag hieroor. Ons was net so dankbaar dat hy weer 'n maatjie gehad het, dat tannie Bessie saam met hom die pad kon stap, dat hulle saam 'n tweede kans op liefde gekry het. My pappa met die sagste, mooiste blou oogies is nou vir ewig stil, maar ewig ingebrand in ons harte. Hy
Sy was besonder in elke opsig. Sag, nederig, liefdevol, standvastig. Sy laaste woorde was baie dankie. En dit was wie my pappa was. Dankbaar tot die einde toe. Ai, my pappa, as liefde jou kon red, sou jy vir altyd bly leef. Dankie, Here, vir hierdie man wat ek my pappa kan noem. Sy liefde vir my, vir ons familie en vir elke mens wat sy pad gekruis het, was 'n getuienis van u hart, 'n man na God se hart. Dankie vir sy voorbeeld, sy rotsvaste geloof, sy sagtheid, sy humor, sy getrouheid. Die hemel is nou ryker. Die engele dans. Pappa het die goeie stryd gestry. Die wedloop is voltooi. Mag ek altyd strewe om soos my pappa te wees. Ek wens ek was daar om julle ontmoeting te kon sien met mamma, tannie Bessie, Hein, Marius. Dit kan net as hemels beskryf word. Ek mis julle elke dag, nie lank nie, tot ons mekaar weer sien. En ek sal altyd julle lankie wees. Rus nou sag, my pappa, ek is so lief vir jou. Dankie. Môre almal nou, ek is nou die tannie Bessie se dogter. So wonderbaarlik dat die Here, al twee van ons het, sy ouers het 2 kinders aan die dood afgegee en ons 2 het oorgebly. En ek wil vandag sê, jammer het so lank gevat, maar ons het die grootste parels in mekaar gevind, hierdie laaste amper 2 weke wat ons daar was in ons lewens. Wil ek vandag sê, die hemel het 'n parel gekry in oom Henny, maar ons het 'n parel in 'n familie gekry weer. Ek wil vanoggend, ek is nou soos 'n prediker vanoggend, met 'n skrif begin, want hierdie skrif het krag gedraai die laaste 2 dae wat ons by oom Henny se bed gestaan het. Dit was 'n lewende woord wat ons daar gesaai het. Is 2 Timoteus 4:7 sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Daai laaste 2 dae, ek en Dani en Melanie het ons daar, ek sê nou Melanie, sy's Liani, ek haar so leer ken, het ons sê, oom Henny, jy's die laaste stukkie van jou wedloop. Dit was 'n kragwoord in daai atmosfeer voordat hy gesterf het. Jy's die laaste stukkie. Ons het later aan gevoel, gee nou net op hierdie laaste stukkie wedloop, oom Henny, want dit raak te veel vir ons wat om daai bed staan. Maar ek sal hom altyd onthou as 'n vegter. Ons het hierdie laaste 2 jaar in ons lewens by 6-7 hospitaalbeddens by oom Henny gestaan, waarvan 2 ICU was. En elke keer was hy 'n vegter gewees, tot die einde toe het uitgekom. Maar hierdie keer het die Here dit goed gevind om hom te kom haal uit hierdie bed uit. Maar ek wil vanoggend sê dat daai goeie stryd het hy gestry, hy het hy wedloop volëindig en hy het sy geloof behou. Ek kan vanoggend daarby inbring Jeremia 31:2. Gisteroggend maak jy Here my wakker met die 2 skriffies. Mense is maar in baie verwarring en daar's baie dinge en moegheid wat deur jou as mens gaan. Maar ek het hierdie Jeremia 31:21 sê, rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers op hierdie groot pad. Ek wil hierdie 2 sleutels vandag gebruik, mylpale en padwysers in oom Henny se lewe, wat hy vir ons beteken het. 'n Mylpaal in ons lewe was geloof in sy lewe. Ons is self terug die 24ste Julie tot die 25ste Augustus het ons my ma verloor. Net so 'n paar weekies is hy nou oorlede. Het hy saam met ons gegaan 33 dae hospitaal toe. Die begin gaan jy met geloof, later gaan jy met ek vertrou Here, maar ek weet nie meer nie, want jy sien 'n agteruitgaan. Laterand gaan jy met 'n angs en 'n vrees, dat jy moet kalmeergoedjies drink, om net sterk te staan, en laterand sien jy kom die einde. Maar oom Henny ingekom in die laaste ruk, en elke dag het die ou handjie van my ma hom so gesoek. En dan sê hy, kan ek bid? Dan sê ek, ja oom, dan bid hy 10-15 keer 'n dag, Psalm 121, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. En hy was hierdie sterk man, wat eintlik 'n proklamasie op daai sterfbed van my ma heeltyd het. Hy het ons gedra,
Dit het jou weer 'n stukkie geloof en krag gegee om môre weer te gaan staan en te sien, maar daar's nog verder uitgang, agteruitgang. Maar hy was so sterk in sy hoë ouderdom self. Elke dag. Dis daai psalm sal altyd 'n deel van ons lewe wees. Dis 'n mylpaal in ons lewe. Sy geloof was in aksie gewees daarso. Sy sagtheid van karakter. Dit kan mens nie vir 'n mens beskryf nie. Dis eienskap van my eie pa ook gewees. Sagtheid van hulle karakters was daar gewees. So 'n sagte mens met soveel innemendheid in hulle gewees. In hom was 'n omgee hart wat ons leer ken het in 15 jaar. 'n Opregte liefde. Dis nalatenskappe in ons lewens wat ons alles altyd sal onthou. Wat vir ons uitgestaan het, is sy dankbaarheid. Daar was nog nooit in my lewe dat ek so 'n dankbare mens leer ken, soos oom Henny nie. Vir my en Dani was dit moeilik om pa te sê, want hy was al selfs in sy 50s en ek amper 50, ons het hom leer ken as oom Henny, maar dankbaarheid. En hierdie laaste rukkie op daai siekbed, kon ons nooit verstaan wat wil hy vir ons sê nie. En Lika en Lani het begin sien. Hy sê, baie dankie vir julle liefde en omgee. Hy het gesterf met daai dankbaarheid. Hy was die dankbaarste mens. Ons het na hulle gekyk 7,5 jaar en altyd met jou sakkies lekkernye daar gekom. Hulle sê, "Hi Becca, kyk wat kry ons vandag." Baie, baie dankie. Mag die Here julle seën. Hy het soveel seëninge oor ons gespreek. Seëning rus vir altyd op jou lewe. Mag die Here julle seën. Shame nooit besef het was sy eie ou geldjies wat al die lekker dingetjies gekoop het nie. Maar hierdie is mylpale wat ons sal onthou van hom en altyd in sy lewe. Hy sê, maak vir jou padwysers. En as ek na 'n padwyser kyk, en elkeen van julle en ons met padwysers in ons lewens vir ons stel, dat wanneer ons die dag hier ander mense hier staan, dat hulle mylpale uit jou lewe sal bring en padwysers wat hulle sal onthou, wat vir jou weer fondasies word. Hy was 'n standvastige man van God gewees. Standvastige man. Ons het oom Henny leer ken, altyd in gebed met die woord. Hy kon laterand nie meer lees nie, hy was so frustreerd. Hy kon nie sy Bybel lees nie, maar daar was 'n standvastigheid. Onthou altyd as ons Sondag, my ma het my altyd vroeg gebel in die oggend, weer gebel en weer gebel. Sondag het sy jou nie gebel nie. Want Sondag het sy radio geluister en Christelike series het hulle twee die hele dag hulle gees mens verkook in die teenwoordigheid van die Here. Hy was 'n karakter van inbors gewees. Dis 'n mylpaal wat elkeen van ons moet begeer in ons lewens. 'n Karakter van inbors met sy geaardheid. Sy geaardheid, en ek dink elkeen wat vandag hier kan sit sê, het diep spore in ons lewens getrap. Hy het die mooiste geaardheid gehad. Ek weet nie of ek 2 of 3 keer regtig oom Henny kwaad in my lewe gesien het nie. So sagte mens met soveel 'n karakter van inbors wat in 'n ou se lewenshart kom lê het. Daar was 'n kommitment in hom. Vir ons was dit so wonderbaarlik. Vir 15 jaar het hy kommitment teen my ma gehad. Ons as kinders het nou nie eintlik hierdie goed geken met my pa nie, maar met oom Henny was 'n kommitment, 'n man van een vrou gewees in sy lewe. Hy het 'n vaderhart gehad. Ek dink nie mense besef dit nie, maar so mense in jou lewe help jou om God as Vader in 'n ander lig te sien. Want God as Vader het onvoorwaardelike liefde. En oom Henny het nie ver daarin tekort geskiet nie. Met onvoorwaardelike liefde in sy menswees het hy vir ons gehad. Daarom wil ek vandag sê, die hemel het 'n parel ontvang. Al is dit 'n plek van goue straat en goed, het die hemel 'n parel ontvang. En ek dank die vir Here. Ons het 'n parelfamilie ook ontdek. Ons het dit nooit eintlik in mekaar gehad nie. Ek en Lani was die enigste kinders. En ons het almal so wyd uit mekaar gelewe en goed, maar mense het weer eens, God het so 'n unieke humorsin in hom, dat hy mense baie keer saamvoeg. Jy's bang en dan begin jy mekaar leer ken. En jy sien, maar hier is net soveel, hier's net soveel in daai persoon van goeie mylpale en padwysers in elkeen se lewe. En dan ontdek jy nuwe parels weer in jou lewe, wat ek glo vir ewig daar sal wees in ons lewens. En daarmee wil ek vanoggend afsluit, want tyd is min.
dat hy het hierdie wedloop voltooi en hy het vir ons mylpale en hy het vir ons padwysers in ons lewens gelos. Hy het hierdie wedloop voleindig as 'n gevegsman, as 'n man met soveel waardes in sy lewe. Maar ek wil elkeen vandag by hierdie skrif los. 1 Tessalonisense 4:13 sê, dat ons treur nie soos die wat geen hoop het nie. Ek weet, soos pastoor gesê het en goed, ja, dit is so mooi, die berg is God wat ons na toe gaan. Ons moet net leer, dat ons weet, ons breins moet baie keer vir ons sê, want het is nou weer 'n nuwe seisoen in Lani se lewe, is 'n nuwe seisoen. Myne het begin, ek het nie eintlik na so 'n maand na my ma se dood, sy is die 25 Augustus oorlede, het ek besef, Here, maar, vind my baie keer en wil ek haar bel. Dan sê ek vir Dani, joh, maar ek kan nie meer bel nie. Ek kan nie eers, die begin kon ek na 'n plekkie toe gaan waar sy gebly het toe nie. Ek kan glad nog nie so toe gaan nie. Dis 'n nuwe seisoen, Lani. Maar ek weet Johnny is daar vir jou, ek weet jou kinders is daar vir jou. Dis nie 'n maklike pad nie, maar soos ek jou gesê het, face die pyn. Moet dit nie vlug van pyn nie, face dit, deel met dit. In ou se lewe, waar is jou hulp vandaan? Die Here is jou hulp. Waar jy na toe gaan in jou lewe. Dan wil ek dit by elkeen los, dat ons sal weet. Mag dit wees dat eendag wanneer mense hier staan met my en jou, as ons hierdie laaste dag betree, dat mense sal sê, daar was soveel mylpale en riglyne en rigsnoere en alles in ons lewens wat daai persoon nagelaat het, as ons goeie stryd voleindig op die aarde. Môre almal. Ek wil net iets voorlees wat my skoonseun in Pretoria geskryf het. Ek moet dit nou net soek eers. Daar's. My skoonseun hulle sit in Pretoria en hy het hierdie vir ons gestuur. Hy sê, liewe Lani en Maria familie, ook ma Annelie en pa Dani. Vandag is almal bymekaar om afskeid te neem van 'n besondere man, ons oom Henny. 'n Stil mens, maar met 'n geloof wat hardop geleef het. Hy was nie een wat baie gepraat het nie, maar sy vriendelike oë en sy sagte glimlag het meer vertel as 1000 woorde. Oom Henny was altyd nuuskierig oor hoe dit met my bediening gaan. Hy het op sy rustige manier belang gestel, geluister en altyd iets positiefs teruggesê, totdat die vergeet begin oorvat het. Maar selfs toe het daar nog 'n sagte vrede oor hom gerus. Na ouma Bessie se dood het ons gesien hoe vinnig hy agteruit gaan. Hulle was 'n span, 2 mense wat regtig saam aan die lewe vasgehou het. Soms kon ons maar net lag vir die 2 ou mense, die een het gesukkel om te sien en die ander een het al begin vergeet. So het die een vergeetagtig met oë gelei en die ander een kon onthou, maar nie mooi sien nie. Lag het ons saam gekuier en daarom voel dit vandag nie net soos 'n afskeid nie, maar ook soos 'n hereniging. Man en vrou weer by mekaar in God se teenwoordigheid, saam met al die ander geliefdes. Wanneer ons weer in Van der Bijlpark kuier, gaan daar 'n stilte wees, waar daar vroeër 2 warm teenwoordighede was. Ons sal daar die saamkuier mis, die huis waar die ketel altyd gekook het, die rustige gesels, die vrede van net saam wees, maar ook duisende kere, hoe gaan ek huis toe, en wie gaan my vat, soos oom Henny begin vergeet het. Maar ons troos lê hierin, oom Henny het nou sy hemelse tuiste ingegaan. Sy liggaam rus, sy gees is vry, hy is by die Here. Maar mag sy lewe ons herinner aan eenvoud, geloof, vriendelikheid en die waarde van 'n sagte hart. Rus sag, oom Henny, jy was stil hier op aarde, maar ek glo die hemel het jou met 'n groot, warm verwelkoming begroet. Antoni Lizel, Joy Marie Elrein en Rohan Orkia. Baie dankie, rus sag, oom Henny.
julle, ek wil net namens die kleinkinders ook iets voorlees. Die eerste boodskap is van my boetie af. Ek het gedink dat ek kon myself gereed maak om vir oupa baie te kon sê, maar ek besef nou dat ek nooit gereed sou wees vir dit nie. Wil jy dit lees? Okay. Goeiemôre julle, ekskuus, dis my boodskap. So sy lees nou al die klein kinders se boodskappe, dis reg. Maar my boodskap wil ek graag aan oupa lees en ek wil maar net dankie sê vir almal wat hier kon wees vanoggend. En ja, die mense wat livestream, ons weet julle harte is hierso en julle wou hier wees, maar ons is ook dankbaar vir ja, net almal wie se lewens oupa geraak het. So ja, ek gaan net my boodskap lees. Ek het gedink ek kon myself gereed maak om baie te sê vir oupa, maar ek besef nou dat ek nooit gereed sou wees vir dit nie. Toe ek weer die foto sien waar hy my vasgehou het as 'n baba, toe tref dit my hart. En ek verlang baie keer na die mooi oomblikke in tyd wat ons saam kon spandeer, toe die wêreld nog soveel anders gelyk het vir my. Dit is oomblikke wat ek sal koester. Ek het my oupa net geken in sy ou dae. Want ja, toe ek gebore was, toe sy my oupa. Excuse ek my woorde. Ja, toe hy lankal grys geraak, hare gehad het. Ek dink aan my lewe en ek besef daar is soveel meer in sy lewe as die jare wat ek hom geken het. Ek wonder wat die doel van elke dag is en die som van dit alles saam. En ek besef daar is geen groter doel as om dit te laat tel vir Jesus se koninkryk elke dag nie. En as ek kyk na hoe oupa gelewe het, gepraat en gebid het, dan kan ek regtig net dankbaarheid en eer gee aan die Here, wat vir oupa die man gemaak het wie hy was, en nou in die hemel is. My hartseer en pyn is onmiddellik verlig met blydskap en dankbaarheid aan die Here, wanneer ek besef waar my oupa nou is. Ja, ek is baie bly vir my oupa nou, so, ja. Okay, ek gaan net weer probeer. Okay, so die volgende boodskap is van my niggie in Pretoria, Arnesta. Sy het gesê, my liewe oupie, ek wil net uit my hart uit dankie sê. Dankie vir al die jare wat oupa deel van my lewe was. Oupa was vir my die heel beste oupa gewees. Oupa se grappies en die manier waarop oupa geterg het, sal ek altyd onthou. Ek gaan dit mis. Baie van die waardes wat ek vandag dra, het ek by oupa geleer. En daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Ek gaan oupa baie mis. Maar ek is dankbaar vir al ons foto's en video's wat ek na kan terugkyk op dae wat die gemis te veel raak. Mag oupa nou in vrede rus. Oupa verdien die rus. Met al my liefde, Arnesta. En dan van Tannie Alma af, sy sê, liefste papi, ek is dankbaar vir die lesse en die raad wat ek van pa gekry het. Ek sal elke liewe hoop, geduld en raad onthou, wat papi raad onthou. Papi het nooit eendag moeg geraak vir ons kinders nie. Papi wou altyd help waar papi kon en ek het die grappies so waardeer en papi sê goed wat my altyd sal bybly. Papi het altyd 'n hand bygesit en altyd dit met oorvloed aangepak. Al wat oorbly is dankie en die mooi herinneringe. My liefde sal altyd bly staan met 'n hemelse trein, sê ek totsiens. Baie liefde, Alma. En dan van Henry af, hy sê, oupa, ek dink nog nie die werklikheid het mooi ingesink
dat oupa nou by die Here is nie. Ek het nooit gedink dit is hoe oupa Kersfees sou deurbring nie, maar tog glo ek in die hart dat dit vir oupa 'n groot geskenk moes wees om weer by almal te wees wat oupa met soveel pyn in hierdie lewe moes afstaan. My oupa, dankie vir die man wat oupa vir ons hele familie was. Dankie dat oupa die beste pa vir my pa was. En dankie dat oupa vir my die beste oupa in die wêreld was. Daar is soveel kosbare oomblikke wat ek nooit sal vergeet nie. Oupa se soettand vir Romeis. Hoe oupa my elke dag by die laerskool kom haal het. En hoe ek soos 'n klein badass gevoel het agter in die groot luukse Audi wat my oupa bestuur het. Hoe oupa ouma deur elke chemo besoek gedra het, geduldig langs haar bed gesit het en ons almal probeer kalm hou het terwyl sy siek was. En ook die tye toe ons bietjie verdwaal het na Liani toe of even met Checkers toe die Alzheimer's begin oorneem het. Selfs in daardie dae het oupa sy waardigheid en sy geloof vasgehou. Oupa het 2 huwelike tot die einde toe gekoester en die herinneringe saam met Tannie Bessie was vir ons almal kosbaar. Ouma en Tannie Bessie, so soet en sout wat perfek by mekaar pas. Ek is dankbaar dat oupa vir ons kon wys hoe liefde op ou dag nog steeds mooi lyk. Geduldig en eerlik kon wees. Selfs toe dinge moeilik geraak het, het oupa getrou gebly aan God en alles wat oupa hom beloof het. Dit is iets wat ek altyd in my hart sal dra. Oupa, rus sag. Dankie vir die 31 jaar se voorreg om oupa rots te kan noem. Ek is baie, baie lief vir oupa. Druk asseblief my pa en ouma vas. Gee hulle die grootste drukkie ooit. En vertel hulle hoe baie ek na hulle verlang en aan hulle dink. Oupa sal vir altyd in my hart bly. Hendrik Hans Jakob, LOL. En dan my eie boodskappe aan oupa. As kind het ek altyd op my oupa se skoot gesit, op sy wiegiestoel, dan volg hy met sy wysvinger om my gesig. Loop om die huisie, loop om die huisie. Dan draai hy my neus, draai die sleuteltjie oop. Volgende was, stof die voetjies af by my lippe en maak die venstertjies oop, wat my oë was. Hierdie herinneringe sal my vir ewig koester. Jy was lief vir Jesus en mense, opreg, en 'n kerkman wat tomatiesbottels afgelek het in 'n restaurant. Oupa het 'n lang lewe gehad en elke uitdaging aangedurf met 'n glimlag. Al was jou hart seer. Ons rus nou in die gedagte dat oupa 'n nuwe hemelse liggaam het en saam met ouma, Tannie Bessie, oom Marius en Heinus. Oupa sê ja aan God en aanhoudende gehoorsaamheid aan hom het ons 'n groot getuienis agtergelaat. Mag ons ook daai selfde lewe lei wat opgeoffer en uitverkoop is aan Jesus. Gaan jou baie mis, oupa. Rus sag by die Vader. Vir ewig lief vir oupa. Ons kan nou terugsit en gaan ons saam kyk na 'n gedenkvideo. O, ekskuus. Nee. Môre julle almal. Ons wil net graag van die familie se kant af net bedankings doen. Op so 'n spesiale dag soos vandag is daar tog altyd 'n nood om mense te bedank vir dinge wat hulle doen. So ek lees dit graag voor van die familie af aan julle. Ek deel dit met julle. Dankie ons Hemelse Vader vir hierdie kosbare rukkie wat ek nog saam met my pa kon hê. Dat U hom rustig omring deur vrede en liefde. Dat U hom kom haal. Genade en in genade omgedra het. In besonder wil ek dankie sê aan Dani en Annelie wat al die pad van der Byl af gekom het, elke dag daar was, met elke besoek aan pappa, wat kos gemaak het, die huis skoon gemaak het, getroos het, gebid het, julle opoffering om julle eie huis en diertjies te los, om hier te kon wees. Geen woorde of dankie kan ooit genoeg wees nie.
Johnny my skat. Dankie vir jou bystand. Jou gebede by oupa se bed. Jou liefde vir hom. Jou moed ingepraat en ondersteuning. Jy was my anker. Aan al my kinders, Lika, Boeta, Aiva, Lennard en Jenny. Dankie vir julle liefde, drukkies en teenwoordigheid. Julle het my hart sag gehou. Aan elkeen op ons oupa trek groepie, Henny, Hendro, Nesta, Marilee, Johan en ook die familie, Sandra, Lizelle, Anthony, Gerry en Elma. Dankie vir julle inloer, julle omgee, julle moediging. Elke dag en die boodskapies vir oupa, wat hy so verskriklik geniet het. Ekskuus julle. Aan die ICU sisters, Mary en Karina, dankie vir julle drukkies, julle fyn sorg en die liefdevolle manier waarop julle na my pappa omgesien het. Aan Lewende Woord Hartenbos se gebedsgroep, wat so getrou vir pappa gaan bid het. Dit het hom elke dag besonder soveel vrede gebring. Aan Dr. Krog, dankie vir jou eerlikheid en die wete dat jy alles medies moontlik vir my pa gedoen het. Dankie ook vir jou emosionele bystand in sy laaste oomblikke. Aan Colleen, my vriendin, dankie dat jy dadelik ingespring het om reëlings te tref toe ek dit nog die nodigste gehad het. Aan Afpop, Sakkie en sy vrou Jackie, by ontvangs, dankie vir die rustige manier waarop julle alles begin beplan het. Julle het 'n groot bekommernis soveel ligter gemaak. Aan die NG Kerk Hartenbos, Antoinette en die orreleris, om ook dankie te sê dat julle onmiddellik ingestem het om die begrafnis hier te hou. Aan Dominee Shaal en Zulika vir julle gebede, bemoedigdhede, boodskappe en dat julle pappa so finaal eerbetoon, so mooi behartig het. Aan Nesta, Talik en Boeta vir julle hulp met die hele blyk video en PowerPoint. Aan Helena, my vriendin, dankie vir die kos wat ons vandag met waardering kan geniet. Aan ons CMA groep, dankie vir die pragtige blomme, die kaartjie en die gereelde boodskappe van ondersteuning, ook vir julle teenwoordigheid hier vandag. En aan elke liewe familielid, vriendin, kennis en hartsmens, dankie vir elke boodskap, elke stukkie omgee, elke teken van liefde. Ons harte is swaar, maar diep dankbaar van die familie. Ons kan rustig sit en 'n gedenkvideo saam kyk. Hallo julle, dis ek hierso. Weet julle wie's ek? Hendrik Hans Jacob. Oulike ou, né? Ja, nee, ek sê hallo. Net hallo.
buite. Gaat dit goed? Baie. Hallo Popsie. Hè? Kom loop bietjie na my toe. Waar sy? Was nou lekker stout. Okay. Papa like te oulik. Dit lekker. Was lekker gelukkig hierso. Dit is goed vir my. Ek kry my kos op my tyd. Ek kry alles en wat ek geniet hierso. Ek het werke waar nie so moet ek kla. Ja, nee. En oupa gaan nou lekker sing. Ek is lekker. Wat sê? Kyk, sê baie. Sê baie vir die mense. Baie. Mooi bly. Lief vir julle. Julle is welkom om te staan, dan sluit ons af deur Ek sien 'n nuwe hemel kom saam te sing.
Here, ons dankie vanoggend dat ons 'n nuwe hemel sien kom. Here, dankie dat ons oor etlike dae kan vier dat God het onder ons kom woon. Here, dankie dat ons kan weet Immanuel, God is met ons. Here, mag ons uitgaan soos wat ons nou koffie drink, tee drink. Here, soos wat ons saam kuier, mag ons in die vreugde van saam wees, die herinneringe van oom Henny koester, en mag ons in die vreugde van saam wees, ons eenheid met God geniet. In Jesus naam alleen bid ons dit, Here. Amen en amen. Ek wil net vir Lewende Woord Hartbeespoort se kant af troos vir elkeen van julle aanbied. Dit is jammer julle gaan daardeur dit, maar as julle ooit sou wil gesels, ons is hier. Ons wil met liefde saam met julle gaan. Kuier gerus saam met ons, is nog so 'n bietjie deel van die diens. As jy by die agterste deur uitstap en regs draai, is die kus, daar is blommetjies as jy sou wou gaan, en dan gaan ons blomme op die kus gooi, en dan sal afpop met die kus wegry.